Beste Geesfamilie, geseënde hemelvaart. En mag het regtig vir jou 'n ongelooflike dag van liefde en die teenwoordigheid en die beloftes van Jesus wees. Ek dink so vanoggend aan hierdie woorde, verstaan ons regtig nog wat in hemelvaart gebeur het? Want dit is waarskynlik een van die grootste beloftes van God wat in vervulling ingekom het. Sien in die 3,5 jaar, min of meer, waar Jesus saam met die disippels gestap het voor die dag van hemelvaart, het hy hulle die hele tyd herinner en gesê, maar daar kom 'n tyd waar julle my nie meer gaan sien nie, daar kom 'n tyd, berei julle self voor. En elke keer as hy dit gesê het, was daar hierdie reaksie, byvoorbeeld soos 'n Petrus, wat gesê het, maar Jesus, waarheen gaan jy? En dan sê hy, maar waar ek gaan, kan julle my nie volg nie. En ek dink vir die disippels was dit 'n moeilike tyd van voorbereiding, om daai belofte van God te sien. En dis dieselfde met ons, sien baie keer is daar so baie beloftes in ons lewe van die Here af, maar om in daai belofte in te stap, het ek nodig om my gees, my siel, my liggaam voor te berei. So hy berei hulle voor, en dan sê hy op 'n stadium vir hulle hierdie, dan sê hy, maar eendag gaan julle my nie meer sien nie, en waar ek gaan, kan julle nie nou volg nie. En dan vra Petrus, maar waarheen gaan nie? En dan sê Jesus vir hulle, maar ek gaan om vir julle plek voor te berei in my Vader se huis. En dis die belofte van hemelvaart. Hy gaan weg om vir ons plek voor te berei in sy Vader se huis, en ons plek vir jou en ons plek vir my. Sien, hemelvaart gaan oor jou. Hemelvaart gaan daaroor dat Jesus 'n kamer in die hemel gereed maak. En ons weet nie hoe dit lyk nie, maar vir jou en vir jou vrou en vir jou gesin en vir die mense rondom jou wat sê, maar ek het my ja vir Jesus gegee. So hemelvaart het hierdie belofte, hy gaan om vir ons plek voor te berei. En dan sê hy weer vir die disippels, hy sê, maar binnekort gaan julle my nie meer sien nie. En dan sê hy hier in Johannes 15:26, maar ek los julle nie as weeskinders nie, ek sal die Heilige Gees stuur, wat van my gaan getuig. Met ander woorde, wat julle gaan herinner aan my liefde, my teenwoordigheid, my genade, my woorde en ook my beloftes vir julle. Hy gaan daar wees saam met julle. Dan lees ons Handelinge 1 vers 8 toe, hoe hy sê, maar die Heilige Gees gaan vir julle ook krag gee om ook te getuig. Met ander woorde, soos hy getuig, sal julle getuig. Maar vir dit om te gebeur, vir die plek in die hemel voorberei te wees vir ons, was dit nodig dat hy gaan. Vir die Heilige Gees om uitgestort te word oor die aarde, was dit nodig dat hy opvaar na die hemel. En vandag is vir my daai belofte dag. Hemelvaart is vir jou. Hy gaan om vir jou plek voor te berei. En die belofte saam met dit is, hy gee vir jou die Heilige Gees. En dan lees ons in Handelinge 1 hoe Jesus opvaar na die hemel en die disippels kyk en hulle sien hoe gaan hy in die wolke. En dan skielik staan daar 2 engele wat vra, maar hoekom staan julle so en kyk eintlik in verwondering? Maar sien, hulle kon amper nie glo wat hulle nou sien nie. En net daarna word die Gees uitgestort. Maar die belofte van 'n plek in die Vader se huis het in daai oomblik in vervulling ingekom. En toe ontvang hulle daarna die Heilige Gees. En mag daai plek vir jou ook voorberei wees. Mag daai belofte ook in jou lewe waar wees. En mag die Here jou seën op hierdie hemelvaartdag. Baie seën en baie liefde vir jou.